Ek lees vir ons saam in die 83 vertaling en ek gaan die hele Psalm lees, ek gaan die hele Psalm preek. Vir die koorleier van Dawid, 'n Psalm. Here, U sien dwars deur my, U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om die Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar? Gaan lê ek in die doderyk, is U daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U, Here, vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God. Hoe magtig, hulle almal. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. As U tog maar die goddelose uit die weg wou ruim, o God, gaan weg van my af, julle moordenaars. Dit is hulle wat bose planne teen U smee, wat so vals teen U optree. Moet ek U haters nie haat nie, Here? Moet ek nie 'n weersin hê in mense wat teen U in opstand is nie? Ek haat hulle met 'n uiterse haat, want hulle is ook my vyande. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Vriende, ek hou nie so baie van hierdie vertaling nie. As jy die 2020 vertaling by het iewers, kan jy maar 'n bietjie gaan kyk, want daar's 'n paar van die sinnetjies wat ek dink in die 83 vertaling bietjie in spreektaal vervang is, of vertaal is, maar dit bring nie mooi die oorspronklike Hebreëse se woorde, of dit sê dit nie so mooi nie, want daar is sekere beelde wat in die ander vertalings duidelik na vore kom, wat hier so 'n bietjie anders vertaal word, maar ek sal nou daarby kom. Vriende, ek het hierdie Psalm al saam met my, ek dink vir die hele maand. Hy wil my nie los nie. Ek het nou by verskillende geleenthede al met hom besig geraak. En ek wil eintlik vanmôre kom vir u sê, los van my, ek het 'n Psalm ontdek wat vir jou geskryf is. Dis jou Psalm, want dit gaan oor jou. Die probleem vanmôre is,
dis bietjie moeilik om dit vir mense te sê en hulle vat dit, want daar's 'n paar hindernisse in die pad. Daar's 'n paar goed wat blokkasies maak, dat mense hierdie Psalm wil vat, en dit wil eien, en dat die Psalm hulle beweeg na die plek toe, wat hy veronderstel is om hulle te beweeg. En wat maak daai blokkasies? Liefde. Liefde veroorsaak dit. Maar nie God se liefde vir ons nie, want dis eerste liefde. Ek praat van tweede liefde. Al die tipes wat die liefde wat die mens ken, is die tweede tipe liefde. God se liefde is die Bybelse liefde wat onbaatsigtig, absoluut aanvaarding, absolute liefde is. God se liefde vir die mens is 'n liefde wat ons dink ons ken, ons dink ons verstaan dit, maar ons doen nie regtig nie. Ons voorbeelde van liefde is die tweede tipe. Vriende, in die tweede tipe liefde kan hoe lekker en hoe goed wees, jy kan hoe verlief wees, iewers word jy teleurgestel. En dis hierdie pad van teleurstelling, van agterdogtigheid by ons, van seer kry van die verlede, wat blokkasies maak, dat wanneer ons met eerste liefde te doen kry, ons 'n bietjie terugstaan. Ons hanteer dit so half op daai manier van, as iemand iets goeds doen vir iemand anders, dan vra daar aan een, wat soek jy? Daar's hierdie ou storieetjie, ek het gewonder of ek dit moet vertel, maar ek gaan dit vertel vanmôre. Die Jood leer sy seentjie oor besigheid. En die heel eerste les wat hy vir hom wil leer is vertroue. En hy sê vir sy seun, hoor jy klim gooi op hierdie toonbank van ons. Nou is die seentjie nog klein. En die seentjie klim op die toonbank. En nou staan die Jood hier onder hom en die seentjie kyk af op pa en nou, hy sê spring. En die seentjie sê nee, maar gaan jy my vang? Hy sê spring, ek is hier. En na baie ompraat, spring die seentjie en die Jood tree weg en die seentjie val kaplaks op die vloer. En toe opstaan, trane in die oë, toe sê die Jood, eerste les, jy vertrou niemand nie. Nie eers jou, en hoor jy wat ek sê? Daardie tipe seer kry in die lewe, van mense van wie jy dit nie verwag het nie, 'n pa of 'n ma wat veronderstel was om my lief te hê, al daai teleurstellings, dit maak 'n blokkasie in ons vriende, 'n blokkasie wat veroorsaak word teen tweede liefde. As ek met hierdie Psalm met jou wil praat, dan moet ons so bietjie verby dit probeer kom vanmôre. Ons moet jou so bietjie na 'n veilige plek toe vat en in daardie plek vir jou sê, dis regtig 'n veilige plek. Jy kan maar hier vertrou dat dit wat hier gesê word die waarheid is. En die enigste so plek is eintlik daai plek waar 'n mens stil word by die Here. Ek praat nie van probeer stil word by die Here nie. Ek praat daai plek waar daar 'n diep stilte inkom, iets wat jy nie met die oë kan sien en nie heeltemal kan aanvoel nie, en tog voel jy dit. 'n Stilte wat jou siel penetreer, wat jou siel binnendring, 'n mistiese stilte, as jy dit so wil sê. Daardie plek waar ons vir Jesus ontmoet, is 'n helende plek, dis 'n veilige plek. So vriende, ons het nodig om vanmôre so bietjie te probeer om die wantroue en die agterdog en die ervaring en al die goeie wat ons het, so bietjie te los en so bietjie te gaan na waar ons by Jesus kan uitkom. Psalm 139 is 'n psalm wat hulle maar bo-op kon skryf, 'n intieme psalm. Wat Dawid hier skryf is intiem, en intiem bedoel, dis twee mense baie naby aan mekaar. In hierdie geval is dit God en Dawid baie naby aan mekaar. En die Here wil dat ons iets hiervan raak sien, dat ons iets hiervan hoor, maar dan wil hy ook hê dat ons verby dit kom en iewers in hierdie psalm besef, daar besef ek nou, dit is eintlik nie Dawid en die Here nie, dit is eintlik die Here wat met my wil kom praat vanmôre.
Verse 1 tot 3 begin met die Here sien my. Here, maar U sien my net nie, U sien selfs dwars deur my. U sien my op 'n manier wat maak dat U my ken. Dit is my so mooi. Ek weet nie of julle ook van die fliek Avatar gehou het, van hierdie blou mense op hierdie Pandora planeet, 'n hele sprokiewêreld in homself, maar dit was 'n goeie fliek gewees. Maar iewers in die fliek dan sê die twee hoofkarakters vir mekaar, I see you. Hulle bedoel ek sien verby die opvallende, ek sien verby die uiterlike, ek sien jou wese raak, ek sien jou werklik. En mens sou daai selfe konteks absoluut hier kom van toepassing maak. Die Here kom praat net en sê, o, ek het jou gesien nie. Ek sien jou. Maar ek sien nie net hier nie, ek sien dwars deur jou. Of jy sit en of jy opstaan, hy weet dit. Hy ken selfs u gedagtes nog voordat hulle by u opkom. En die enigste manier om dit reg te kry, vriende, is om vir mekaar te sê, hoe gaan jy weet wat iemand dink? Hoe gaan jy weet wat iemand nou gaan doen volgende? Die enigste manier om dit te doen, is om intens te konsentreer op wat hier aan die gang is, om die konteks te verstaan. En soms kan 'n mens dit reg kry. Soms hou jy jou kind dop, of soms hou jy mense dop, en jy sien wat gebeur, en jy sien dit gebeur, en jy sien dat gebeur, en daar gebeur nou wat jy gedink het dalk gaan gebeur, en dan kry mens half 'n glimlag, en dan wonder jy, gaan hierdie ene optree soos jy doen, soos jy gedink het hy gaan optree. Maar wanneer jy daarmee besig is, kyk jy nie rond nie, want jy's gefokus op daardie een wat nou in hierdie storie is wat afspeel voor jou. So vriende, as ons mekaar vra, wat sê hierdie Psalm oor God, oor die God wat met jou 'n pad wil stap? Wat sê dit oor eerste liefde? Eerste liefde is absoluut op jou gefokus. God kyk na jou, hy kyk deur jou, hy kyk na jou op 'n manier wat hy selfs weet wat jou volgende tree gaan wees, maar meer is dit. God is op 'n sekere manier in kontak met wat in jou binneste, diepste wese aangaan. En dis bietjie snaaks, vriende, want meeste van die tyd, as iemand vir ons vinnig vra, hoe gaan dit met Gerard? Party mense doen dit mos so. Hulle kom verby daai eerste tree van, hallo, hoe gaan dit met jou? Dan maak hulle dit bietjie meer intiem, bietjie meer direk. Hoe gaan dit met Gerard? En elke keer wanneer iemand dit doen, is dit so halwe emmer water wat jou slaan. Hoekom? Want die geneigtheid van die lewe waarin ons leef is net, ons raak besig en ons hardloop, en meeste van die kere, as ons opspring en die dag begin en dan besef ons 3 dae later, ek het nog nie regtig baie stil gesit nie. En as iemand dan van jou vra, so hoe gaan dit met jou? Nee, maar ek bedoel werklik, hoe gaan dit met jou? Want baie keer sal mense mos nou sê, ag goed, baie dankie, en dan sê goeie vriende baie keer vir jou, nee, ek wil nie die obvious goed hê nie. Hoe gaan dit regtig met jou? Vriende, het jy al besef, niemand praat dan dadelik nie. En die ou wat sommer dadelik net aanmompel, praat heel moontlik nie die waarheid nie. Die oomblik wanneer iemand werklik wil weet hoe gaan dit, dan is dit of mense so tree teruggee en sê, wie jy? Ek weet nie regtig nie. As iemand die vraag nog dieper sou vra, hoe gaan dit werklik met jou hart? Wat is in jou hart aan die gang? In jou hart van harte, daai plek in die kern van jou wese, wat gaan, en nou kan die ou man vorentoe gekom het en so op jou bors gedruk het en sê, wat gaan hier binne aan? Weet jy? Dan sê ek seker, meeste van ons sal meeste van die tyd sê, ek weet nie regtig nie. En die van ons wat wel probeer, sal baie keer erken, dis 'n jumble, dis 'n bietjie deurmekaar storie daar binne. Ek weet, ek is so en so en so, maar ek is nie heeltemal seker nie. Hierdie Here
wat vanmôre na jou toe kom en sê, my kind, ek wil so 'n bietjie tyd met jou hê. Hy is jou so een voor en is onregverdig want hy weet wat in jou hart van harte aan die gang is. Hy weet selfs wat die volgende woord gaan wees. So as jy nou goed omgekrap is, en nou kan ons maar die Afrikaanse woorde aanlas wat ons gebruik wanneer ons sê, ek is nou sommer die ding is in, en elkeen het ons nou sy sinnetjie om dit te beskryf. Dan weet die Here dit. Om die waarheid te sê, hy dit sien kom. Lank voor jy daar is, weet hy, jy gaan daar uitkom. So iewers vanmôre wil ek vir net by Psalm 139 los. Iewers in hierdie preek wil ek graag die derde wiel in hierdie gesprek raak en myself verskoon. Kom ons gaan gou vinnig deur hierdie 24 verse. As ek net 'n woordjie gebruik of 2 woordjies of 3 woordjies om elke sinnetjie te beskryf wat hier staan. En vriende, gaan lees dit by die huis rustig deur. Gaan lees dit bidend deur asseblief. Gaan sit net met Psalm, jy hoef niks fancy te doen nie, jy hoef nie 'n spesifieke plek te hê nie. Gaan maak net Psalm 139 oop. Lees 'n sinnetjie, lees dit 'n tweede keer. Laat dit net insink verby die blokkasies en die mure wat ons oprig en die verdedigingsstelsels hier in ons binnekant. Laat dit net 'n bietjie deursypel na jou binnekant toe. Eerste vers. U deursoek my. Die Here is nie van ver af besig om na jou te kyk nie. Hy kyk dwars deur jou. Die engel sê, you search me. Dis letterlik hier naby jou. Die Here is besig om aan jou te vat. Hy's besig om deur jou sakke te gaan. Hy's besig om te voel of jy nie wapens versteek iewers nie. Hy's besig om jou te deursoek, maar sy deursoek gaan bietjie dieper as veldiepte. Hy deursoek jou hart. Die Here is besig om jou deur te grawe. Hy ken jou. Die tweede vers sê eintlik niks anders as hy's besig om jou dop te hou en dit het nie vandag begin nie, dit het nie gister begin nie. Die Here is konstant besig. Hy hou jou dop. Vers 3. Hy's altyd bewus. Hy's altyd bewus van wat hier in jou binnekant aan die broei is, al is jy nie daarvan bewus nie. 'n klompie jare terug is ek op 'n retreat en ons is besig met 'n hele kursus, 'n hele ding, deel van Gys van Skoor se geloofsreisgoede. En dit was 'n lang week. Ons het maandagooggend daar ingeklok. Ons het elke aand tot 10:00 toe sessies gehad en dan het ons nog in die aande saam sit en gesels en kuier, die klomp dominees van Natal of die klomp van ons wat saam gereis het. En dit was heerlik, maar dit was uitputtend. Dit was emosioneel, want dit was grawe met 'n klomp goed. En die laaste dag, ons gaan nou huis toe ry, die laaste dag toe sê hulle, okay, nou gaan sit jy net in die kapel. En jy doen niks. Jy gaan sit nie en begin sê 'n gebedjie op nie en jy gryp nie 'n teksie en begin lees hom nie. Gaan sit net in die kapel en raak stil. Nou is ek al lekker moeg en ek het nie lekker geslaap nie en ek gaan sit maar nou in die kapel. Nou dink ek hier my binnekant, ai, hoeveel tyd mors gaan hulle nou nog vir ons uitdink? So ek het sommer so half disguste daar gaan sit, maar ek sit nou maar daar en gaan sug en nou sit ek in hierdie Rooms-Katolieke kapelletjie en die nonne is ook daar besig en hulle gaan sit op hulle plekkies en hulle gaan sit daar met hulle rosemaries en sit en bid daar. Nou sit en kyk ek al die goed so. En niks het my voorberei vir wat volgende gaan gebeur nie, want die volgende oomblik toe kom sê die Here in my siel vir my, jy's kwaad vir my. En soos dit is met goed wat waar is, as jy oor goed begin praat wat werklik waar is, as dit verby daai plek is waar jy skanse oprig en waar jy woorde mooi formuleer dat dit goed klink en waar jy nie meer op die plek is waar jy probeer voorgee vir mense of probeer goed lyk vir mense of enigiets nie. As iemand 'n vraag vra en dit slaan op die spyker, kop op die spyker 100%. Het jy al agtergekom dat daar geneigtheid dat 'n traan half in jou oë skiet? Die oomblik wanneer jy met jou ware hart besig raak,
sê trane baie keer dat jy's nou met waarheid besig. As mense voor 'n dominee sit en hulle praat oor al die goed wat met hulle gebeur het. In 'n sekere sin is dit nie baie moeilik om te meet waar's die werklike issues nie, want hulle sal hulle composure mooi hê of hulle sal aankom en sê, "Sjoe, ek moet tannie sit altyd so tissuetjie." Hulle sal baie keer daar sit en die tissuetjie so teen die neus druk en dan sal hulle sê, "Dominee, ek het nou nie geweet of ek met jou moet kom praat." En dan besef jy hulle het gehuil en alles. En dan begin praat hulle oor goed en hulle vertel dit hom goed en jy vra uit, "Wat gaan nou aan?" En dan is hulle alright. Tot hulle by daai ding kom wat regtig pla. En baie keer het hulle half besluit, hulle gaan nie eers daaroor praat nie en as jy iets vra of ons terloops, dan skiet die oë vol trane. So kom sê die Here net vir my, "Jy's kwaad vir my." En ek het gekrek, want toe besef ek, wow, hier sit 'n diep kwaad vir die Here oor 'n klomp goed wat gebeur het. So laasweek het ek 'n stil retreat. En ek sit nie my verwagting baie hoog op nie en ek besluit, weet wat, kry jy dit uit wat jy moet uitkry, immers voldoen ons aan daai voortgesette bedieningsonderrigpunte wat ons moet op die boekie hê, want ons moet 50 ure 'n jaar van die goed te doen. So ek sit nou maandag tot donderdag 'n hele klomp ure in. Hulle gaan my 'n klompie punte op my boek sit. Daar's daai weer getik vir die jaar. Kom ons kry dit agter die rug. So ek gaan nie met te veel verwagting nie. Ek gaan net tweede oggend wat ek met die spiritual director praat. Bring die Here my by dieselfde ou plekkie. Toe besef ek hoofstuk 2. Ja, ek het daai tyd gedog, al daai goed is nou verby. Ek het jammer gesê, dit was 'n breekpunt in my lewe. Ek het opgekrek daai vorige ronde en ewe skielik hier kom die Here net vir my sê, maar Gerard, hier broei 'n klomp goed in jou hart. Besef jy is kwaad vir my. En toe ons daar kom, dus die rustige weekie verby. Want toe besef ek, wow, hier is 'n klomp goed wat pla. En om die waarheid te sê, mens raak stil langs die pad oor die goed wat vir jou pla, want baie van ons lidmate sê dit so goed, as jy vir hulle vra, hoe gaan dit? Ag, niemand gaan tog by nie luister nie. So, as sê hulle nie reg vir jou, dit gaan nie, maar jy vermoed, dit gaan nie goed nie. Wat help het om te kla? En toe besef ek, maar dis wat ek miskien besig was om te doen. Dat goed wat nou maar nie lekker is nie, mens net aangaan mee. Maar eintlik raak jy stil kwaad daaroor. En nou beïnvloed dit goed in jou lewe. Dit beïnvloed jou verhouding met die Here. Want ek sê vir jou toe ons begin, ek weet nie, maar ek sukkel met stilte tyd en ek sukkel. En toe hierdie ding uitkom, toe besef ek, hier is dit. Want toe ek moet dit begin deel, toe begin die gebed sommer net vloei. Vind net die Here ken jou. Vers 5 vertaal die Afrikaans nie baie mooi nie. Die Here hou jou dop, hy ondersoek jou, hy weet selfs wat jy gaan dink. Maar die Engels en die ander vertaling sê dit mooier, hy sluit jou in van voor en van agter. En dan sê vers 5 'n mooi ding, hy sit sy hand op jou. Ek het nou amper gedink, moet ek vanmôre 'n onverwagtende lidmaat vorentoe roep, dat ek nou juist die ongemak hier voor almal kan misbruik, om dit vir julle te verduidelik. Maar as jy na iemand kyk, dan kan dit ongemaklik raak as jy bly staar. As jy in iemand se spasie inkom, dan kan dit ongemaklik raak, want jy's in my spasie, ek het spasie, geef my spasie, ek wil. Maar as jy by iemand kom staan, en dis wat ek miskien wou doen, maar ek gaan dit nie doen vanmôre nie. Ek wou iemand hier laat staan, en ek wil te naby aan hom kom staan, dat hy ongemaklik raak hier voor julle almal. En dan wou ek op 'n stadium my hand op sy skouer sit. En die kanse was baie goed dat die persoon dit sou doen. Of die persoon sou maar bly staan, maar jy sou met jou hele mens wees verduidelik het, ek hou nou maar my skouer daar, maar eintlik wil ek wegtrek, want ek hou nie hiervan nie.
Besef jy dis wat die Here doen? Hy kyk nie net na jou nie, hy kyk nie net deur jou nie. Hy sluit jou in van voor en van agter. En dan is dit nie net of hy daar bly en jou ongemaklik maak nie. Soos 'n pa kom sit hy sy hand op jou, hy eien jou as te ware. Die Engels sê dit mooi, you lay your hand on me. Dis soos 'n pa wat sy hand op sy seun se rug sit. Maar as die lat wil weghardloop, is hy sommer reg om hom net so te gryp aan die hemp en hey, bly. Julle weet waarvan ek praat. Daai van pa wat jou, my pa het my baie keer so nie op hierdie skouer gevat, hy het hier langs my gestaan, maar ek kom sit hy sy hand op hierdie skouer, dan weet ek het nou moeilikheid. En van my onderwysers het dit ook soms gedoen, want hy het my waar hy my wil hê. Ek kan nie wegkom nie, en as jy wil wegkom, dan het hy jou net, dan druk hy jou. Maar Dawid beskryf iets hiervan, van God kom doen dit met my, en miskien is daar in hierdie oomblik by hom iets van, dis nie heeltemal gemaklik nie, want net daarna sê hy, maar waar sal ek gaan om weg te hardloop van hier af? Vers 5 sê dit in Afrikaans, U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Here, U oorrompel my eintlik maar, die wete is te groot vir my begrip, ek verstaan nie, dit maak nie vir my sin, dat die God van die heelal so betrokke is met my nie. Moet ek dit glo? Moet ek werklik val hiervoor dat God so besig is met my? En daar's 'n stuk ongemak, duidelik, want dan begin praat Dawid oor, waarheen sou ek gaan om van die gees te ontvlug? Ek kan maar hardloop, gaan lê ek in die hemel, is hy daar, gaan lê ek in die doderyk, is hy daar, gaan ek na die donker toe, en miskien praat hy ook van tye in sy lewe, waar dit lig en lewendig was, maar miskien was daar ook tye van donkerte, van doodsdonkerte, van nag, en dan die mooi is, maar selfs die donkerste, duisterste nag, is vir U soos dag. As Dawid klaar is hiermee, dan begin hy 'n bietjie aangaan oor die volgende, oor voorgeboorte, oor 'n misterie wat hier afgespeel het, oor 'n God, wat daar in die moederskoot jou aan mekaar geweef het, wat daar in die moederskoot amper asof met naald en gare jou liggaam aan mekaar sit en weef het. En nou weet ons, DNA is 'n komplekse ding, want dis nie net jou ma en jou pa se DNA wat hier inspeel nie, dis nog voorgeslagte se DNA. So die Here sit en speel 'n speletjie daar binne van kreatiwiteit, van hy gryp daai naald en hy hak hom deur oupa se bakbene in, deur ouma se stout humorsin en deur die tannie se dit en die oom se dit en pa se dit en ma se dit, en so word ons aan mekaar geweef met hierdie karaktereienskappe. Here, op 'n wonderbaarlike wyse het U my geskep. Wat U gedoen het, vervul my met wondering. Dit weet ek verseker, geen been van my was weggesteek vir U toe ek gevorm is, toe ek aan mekaar geweef is in my moeder se skoot nie. U het my al gesien toe ek nog ongebore was, en dan gooi net hierdie volgende sin in, asof dit niks is nie, maar dis soos 'n wow. Voor ek nog gebore was. U het my al gesien, nog voordat ek gebore is, al my lewensdae was in die boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Vir die volgende vers of 3 praat hy oor hoe wonderlik is God se gedagtes. Vriende, hierdie psalm lyk asof dit net 'n klomp mooi woorde saamgesmoes is in een psalmpie van 24 verse, maar die volgende oomblik kom deel Dawid iets wat soos 'n amazing is. God is so betrokke in my, God is gefokus op my, God is invested, sê die Engelsman, in my lewe, in my. Hy was voor ek nog geskep is, totaal aan boord, totaal ingekoop in my lewe. En dan sê Dawid die volgende: Here, hoe wonderlik U gedagtes vir my. U kom deel U gedagtes met my. En hulle is te veel, omdat hy begin oplet het, omdat hy 'n verhouding met die Here gehad het, is dit besig om sy wêreld
te oorstroom met God se gedagtes, met wat God besig is om te doen. Hierdie sin kan mens net oor gaan skryf, groot, prys die Here. Dawid is in 'n plek van ekstase oor hierdie God. Die volgende paar verse het mense probleme mee, want hulle sal baie keer vir my kom vra, maar dis mos nou nie Christen nie. Dis mos nou nie heilig wat nou hier kom nie. Here, moet ek u haters nie haat met 'n uiterste haat nie. As twee kindertjies pelle raak, en die een kindertjie kom agter die ander kindertjie, het iemand wat daai kindertjie boelie. Wat sal hierdie kindertjie vir daai kindertjie sê? Ek is nou so kwaad. Wie van julle het How to Train Your Dragon gesien, die animasie, die eerste ene? Op 'n stadium sit die oomie wat hulle moet leer om met die drake te werk, sit hulle om 'n vuur en 'n draak het sy hand afgebyt. En dan vertel hy vir hierdie klomp kinders hierdie storie en dan sê hierdie een ouetjie wat so bietjie geesdriftig is, ek is nou so kwaad vir drake dat hy jou wonderlike hand afgebyt het, want die ou vertel vir hulle, hy het besef hy moet delicious wees, want net daarna toe vat hulle sy been ook. Hy draak het teruggekom vir nog 'n stukkie, want hy moet delicious wees. En sit hy ook en hy druk 'n vis so met 'n stok en hy sê ek is nou so kwaad, ek gaan elke draak wat ek kry, sommer jou wonderlike hand. Daai mooi van kindertjies wat betrokke raak of mense wat betrokke raak in mekaar se lewe en dan sê, maar jou vyande is nou my vyande want ek is nou so kwaad dat hulle dit aan jou doen. Ek gaan gryp hulle sommer voor die bors. Dawid is besig om iets hiervan vir ons te verduidelik. Hierdie is 'n heilige verontwaardiging namens God. Van Here, u is so betrokke by mense. U doen hierdie wonderlike goed. Hoe waag hulle dit om teen u te wees? Hoe waag hulle dit? Hulle is moordenaars. Hoorie, hy's besig met 'n heilige verontwaardiging oor mense en hulle arrogansie teenoor die God van hierdie heelal, want hy leer vir God ken en dis ondenkbaar wat mense met God doen. Dis wat Dawid is. Eindig die laaste twee verse deur net te sê, deurgrond my o God, deurgrond my hart. Hoor wat sê hy in die volgende sin? Hy is nie op die beste plek van sy lewe nie. Sien tog my onrus raak. Here, dit kan wees dat ek op die verkeerde pad is, lei my op die regte pad. Vriende, ek wil vir vra, moenie na volgende se preek gaan luister nie. Dis nie die doel van volgende se preek nie. Hierdie preek se doel is nie die preek nie. Hierdie preek se doel is, gaan luister asseblief na God. God is invested in jou lewe, en as jy dit nie nou besef daar waar jy sit nie, dan kan ek vir jou 100% seker sê, jy mis dit. Die God van die heelal het jou gesien voor jy gevorm is. Gaan lees Psalm 139 en laat hy met jou maak wat hy wil. Daardie Psalm, laat hy die barriers en die verdedigings en die skanse wat ons oprig, laat hy dit maar bietjie afbreek. Laat God jou weer oortuig. My kind, ek stap 'n pad met jou. Of jy dit weet of nie. Amen. Here Jesus, baie dankie. Dankie, Here. Baie dankie. Dankie vir wat U doen. Dankie vir wat U gedoen het. Dankie vir wie U is. Here, Henry Nouwen sê dat om God te ontdek is om God lief te hê. Om net te ontdek wie God is om U lief te hê. En ek wil net kom bid, Here, gee vir ons daardie genade dat ons U kan ontdek. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ek kry geleentheid om Here te dien met die dankoffers.